Goeiemôre en 'n baie geseënde, lieflike nuwe jaar vir elkeen wat na hierdie boodskap vanoggend luister, elke kyker, elke lidmaat van Rustenburg Gemeenskapskerk en die mense wat ook daar ver in die buiteland is. Ons hoop en bid dat hierdie jaar 2026 vir jou werklik net vol seën en genade van die Here sal wees. Natuurlik gaan ons aan dan met Openbaring hoofstuk 8. Ons tema vir hierdie boodskap vanoggend is vuur uit die hemel. Maar voor ons dit doen, gaan ons net hierdie hoofstuk van begin tot einde mooi deurlees. En dan gaan ons vir mekaar kan sê wat hierdie Openbaring hoofstuk 8 vir ons sê vanoggend. So ons lees dan Openbaring hoofstuk 8. Ek lees uit die 2020 vertaling en ons lees vanaf vers 1. En toe die lam die 7de seël oopbreek, het daar vir ongeveer 'n halfuur lank stilte in die hemel neergedaal. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan en aan hulle is 7 trompette gegee. 'n Ander engel het nader gekom met 'n goue wierookbak en by die altaar gaan staan. Baie reukwerk is aan hom gegee om saam met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te gaan offer. Die rook van die reukwerk het saam met die gebede van die heiliges uit die engel se hand voor God opgestyg. Die engel het toe die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar afgevul en dit op die aarde uitgegooi. Daar was donderslae, dreunings, weerligstrale en 'n aardbewing. Die 7 engele het met die 7 trompette het gereed gemaak om daarop te blaas. Die eerste een het op sy trompet geblaas en daar was haal en vuur gemeng met bloed en dit is op die aarde uitgegooi. 'n derde van die aarde is verskroei, 'n derde van die bome is verskroei en al die groen gras is verbrand. Die tweede engel het op sy trompet geblaas en iets soos 'n enorme berg wat vlammend brand is in die see gegooi. 'n derde van die see het bloed geword. 'n derde van die lewende wesens in die see het dood gegaan en 'n derde van die skepe het vergaan. Die derde engel het op sy trompet geblaas. 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand het uit die hemel geval op 'n derde van die riviere en op die fonteine. Die ster se naam is Wilde Als. En 'n derde van die waterbronne het soos wilde als, met ander woorde, bitter geword. En baie mense het van die water dood gegaan omdat dit bitter geword het. Die 4de engel het op sy trompet geblaas en 'n derde van die son, 'n derde van die maan en 'n derde van die sterre is getref, sodat 'n derde van hulle verduister is. Vir 'n derde van die dag was daar nie lig nie, en net so was dit ook in die nag. En ek het gesien, en ek het 'n engel wat hoog in die lug vlieg met 'n skril stem hoor roep, wee, 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 die bewoners van die aarde, wanneer die ander 3 engele binnekort met 'n geskal op hulle trompette blaas. Sjoe, wat 'n hoofstuk, dit klink omtrent vreesaanjaend. Maar ons het vir mekaar in die begin van die reeks het ons vir mekaar gesê, Openbaring is nie geskryf om vrees in te boesem nie, maar eerder om vir die gelowige hoop te gee. Ja, as jy 'n ongelowige is, natuurlik, dan gaan Openbaring vir jou so bietjie vrees inboesem. Maar dit kan jy baie maklik regmaak om jou lewe aan ons Here Jesus Christus oor te gee. Ons het dan vir mekaar gesê, die 7 seëls wat ons in hierdie eerste paar hoofstukke van Openbaring van gelees het, hierdie 7 seëls wat die boekrol verseël het, daai boekrol wat die lam by hom wat op die troon sit se regterhand gevat het en toe oopgebreek het. Dit het ons vir mekaar gesê is God se raadsplan vir die eindtyd. Wat is die eindtyd? Wel, die eindtyd gaan van ons Here Jesus Christus se hemelvaart tot sy wederkoms. Dit is nie 'n spesifieke tydperk iewers in die toekoms nie. Ons is al reeds in die eindtyd. En hierdie 7 seëls het ons mekaar gesê is God se raadsplan vir hierdie eindtyd. Soos ons in die Engels sal sê, sy gameplan. As ons 'n rugbywedstryd speel of as ons 'n rugbywedstryd kyk, het 'n afrigter altyd 'n gameplan, 'n spelplan, 'n manier hoe hy wil hê die spel moet verloop. En dit is presies wat hierdie 7 seëls is. Dit is die Here, die Almagtige se gameplan, dis sy raadsplan, sy plan. Hy sê dan vir ons presies hoe dit gaan gebeur, hoe hierdie eindtyd gaan lyk, hoe die wêreld in hierdie eindtyd gaan lyk,
hoe dit gaan met die gelowiges, wat gaan gebeur met die gelowiges, wat gaan gebeur met die evangelie, gaan daar geweld wees, gaan daar vrede wees, al hierdie goed word verduidelik met die oopbreek van hierdie 7 seels, wat ons in die eerste hoofstukke van Openbaring van gepraat het. Ek weet nie hoe baie van ons is kunstenaars nie, maar as jy 'n kunstenaar is, sal jy weet, 'n kunstenaar sal 'n skildery eers begin verf met breë strepe, breë hale van 'n verfkwas, en hulle sal die hele agtergrond 'n spesifieke kleur maak. Hulle sal dit oranje maak, of hulle sal dit blou maak, of hulle sal dit groen maak, om sodoende die hele skildery 'n spesifieke gevoel te gee. En dit is presies wat hierdie 7 seels van Openbaring is. Hierdie eerste 7 seels wat ons in eerste paar hoofstukke van Openbaring van lees. Dit is hierdie breë hale van die verfkwas. Nou gaan ons Here en hy vul die details, die klein goedjies van hierdie skildery wat ons kan sien van die eindtyd, gaan hy nou vir ons invul. En ons gaan hierdie situasie, hierdie tydperk, gaan ons van verskillende kante af kyk, en ons gaan verskillende aspekte van die eindtyd, gaan ons na kyk in die volgende paar hoofstukke van Openbaring. En die 7 trompette, en hierdie engele wat op die 7 trompette blaas, is ook 'n spesifieke aspek van die eindtyd. Dis 'n spesifieke aspek, 'n spesifieke detail van hierdie skildery wat die Here dan vir ons verf. En daai aspek is die oordeel van die Here. Ja, dit is wat hierdie 7 trompette doen. Hulle kondig die oordeel van die Almagtige aan. Nou, hoe weet ons dit? Wel, ons sien in hierdie Openbaring hoofstuk 8, sien ons hier en daar 'n leidraad wat vir ons sê dat hierdie 7 trompette die oordeel van die Here is. En een van die leidrade is die feit dat daar stilte in die hemel kom, stilte in die troonkamer van God. Ons weet in die verlede, in die Bybelse tyd, as konings 'n oordeel wou afkondig, as hulle 'n uitspraak wou maak, dan is daar op ramshorings geblaas, sodat daar in die troonsaal stilte kon kom, en sodat almal kon luister na wat die koning te sê het. En dit is presies hier wat in Openbaring hoofstuk 8 gebeur. En hoe langer daai stilte duur, hoe belangriker is dit wat die koning gaan sê. In hierdie geval duur hierdie stilte amper 'n halfuur lank om die belangrikheid van wat ons Here God gaan sê en die oordeel wat hy gaan afkondig net te onderstreep, en sodat almal kan besef hoe belangrik hierdie 7 oordeele is, hoe belangrik dit gaan wees vir ons. Nou wat kan ons daaruit leer uit hierdie 7 oordeele? Kom ons begin by die begin en ons sê vir mekaar, wat presies beteken hierdie eerste 4 trompette? Ons het eers gekyk na haal en vuur wat uit die hemel uitval, en dan 'n groot berg, en dan iets soos 'n ster, en dan uiteindelik word die son, maan en die sterre dan met duisternis gaan slaan. Nou wat spesifiek beteken dit? Wat presies beteken dit as ons sê hierdie goed gaan gebeur? Wat beteken dit vir ons prakties? Ongelukkig gee Johannes nie vir ons genoeg detail, genoeg inligting, sodat ons presies kan sê wat hierdie goed is nie. Hy gee nie vir ons genoeg inligting sodat ons presies kan sê wat die groot ster en die groot berg en hierdie haal en vuur en al hierdie goed spesifiek gaan wees, of het dit al gebeur of gaan dit nog gebeur nie. Nou ja, daar was 'n prediker wat baie lank terug gepreek het, ek kan nie meer sy naam onthou nie, maar hy het gesê dat die stiltes van die Bybel net so belangrik is as wat die Bybel sê. En in hierdie geval, om verder inligting te gee oor hierdie oordeele, oor hierdie goed wat uit die hemel uit neerval, bly Johannes stil. Ons weet nie hoekom nie. Ons weet nie hoekom kies ons Here Jesus Christus om nie vir ons meer inligting te gee nie. Maar ons weet dat hy dit vir 'n baie spesifieke rede doen. Dalk sodat ons nie fokus op dit wat gebeur nie, maar op wat hierdie hoofstuk 8 eintlik op fokus.
En dit is wat ons nou na gaan kyk. En die eerste ding wat ons raak sien met hierdie eerste 4 trompette is die eskalasie. Dit word elke keer groter. Dit begin baie klein, bloot net haal en vuur, en dan is dit 'n groot berg, en dan is dit 'n groot ster, en dan op die heel einde word self die son en die sterre, die hele skepping, kom onder die oordeel van ons Here. En dit lei ons spesifiek dan na die volgende ding wat ons kan hier uithaal. En dit is, behalwe dat dit sulke eskalasie van oordeele is, dat dit al hoe erger word, sien ons baie spesifiek dat dit net die skepping is wat getref word hierso. Die mensdom kom skotvry weg. Ja, hulle word miskien indirek, word hulle deur hierdie oordeele aangeraak. Die mense drink nie water en hulle gaan dood van die water en die skepe kom om, maar die mensdom word nie direk deur hierdie oordeele getref nie. Die enigste ding wat getref word is die skepping. En ons sien in die verlede het die Here dit ook al gedoen. Hy doen dit met die 10 plaae in Egipte, die eerste paar plaae word net die skepping getref, en dis heel eers na die einde toe wat die Egiptenare self die oordeel van die Here aan hulle vel kan voel, en wat hulle eersgeborenes dan op die heel einde omkom. En dit kan ons net toeskryf aan die Here se genade. Nou hoekom dan spesifiek kies die Here om aan die eerste 4 oordeele wat hy oor die aarde uitspreek, net die skepping te tref? Is dit nie die mensdom wat verantwoordelik is vir die sonde op aarde nie? Is dit nie die mensdom wat boos en vol ongeregtigheid is? Is dit nie die mensdom wat spesifiek die oordeel verdien nie? En dan kan ons vir mekaar sê, ja, dit is. En die Here kies spesifiek om die mensdom daai vergunning en daai tyd te gee. En dit kom ons by die derde aspek wat ons hier kan raak sien. Ons sien dan in die eerste plek dat daar eskalasie van oordeel is, in die tweede plek dat dit net die skepping is wat onder die Here se oordeel val, en dan in die derde plek sien ons dat net 1/3 van die skepping onder die Here se oordeel kom. Maak nie saak hoe groot is dit, al is dit die son en die maan en die sterre, dis elke keer net 1/3. 2/3 van die skepping spring nog steeds die Here se oordeel vry. Nou as ons vir mekaar vandag moet sê, is dit regverdig van die Here om die hele skepping dan te verwoes? Dan kan ons definitief mekaar sê, ja, dit sou regverdig gewees het. Dit sou definitief regverdig gewees het as die Here God vandag die hele skepping verwoes, presies soos hy in Noag se tyd gedoen het. Maar tog hierso in Openbaring kies die Here om net 1/3 van die skepping te verwoes, om net 1/3 van die skepping te tref met oordeel. Liewe kyker, gelowige, waar ook al jy is, as jy vanoggend na hierdie boodskap kyk, dan moet ons vir mekaar sê, dit is 'n waarskuwing. Dit is 'n waarskuwing wat die Here aan die mensdom gee, wat hy spesifiek kies om die skepping te tref, sodat deur sy genade die mensdom tot bekering kan kom. En dit is wat ons hier uit leer. Die Here se groot genade. Maar ons leer ook dat die Here, soos ons in Engels sal sê, in real time oordeel. Liewe kyker, die Here sit nie daar bo op sy troon in die hemel, nadat ons Here Jesus Christus opgevaar het in die hemel, en hy was sy hande, en hy sê, nou is ek klaar, ek gaan niks doen, tot ek weer terugkom aarde toe nie, ek gaan my hande heeltemal van die mensdom afwas. Dit is nie hoe dit werk nie. Ons weet, die Here oordeel oor nasies, die Here oordeel oor mense, elke dag, en ons sien dit hier in Openbaring hoofstuk 8, en ons sal dit in Openbaring hoofstuk 9 ook sien. Die Here oordeel. Hy kies om oor ongelowiges en oor die skepping te oordeel, en ons sien hierso dat hy hierdie alomteenwoordige oordeel, aan die einde gaan hy dit
oor die skepping uitspreek. Maar nou wil ek afsluit, die grootste ding wat ons eintlik hierso leer, liewe kyker, te midde van die Here se oordeel oor die skepping. Ons weet nie hoe dit gaan lyk nie. Ons weet dit gaan deur vuur wees, ons weet dit gaan eskaleer, ons weet dit gaan heel eerste die skepping tref, en ons weet dit gaan net 'n klein gedeelte van die skepping tref. En dit leer ons van die Here se groot liefde en genade vir 'n bose mensdom. 'n Mensdom wat hom elke dag verwerp. 'n Mensdom wat elke dag kies om sy naam te vloek. Nog steeds kies ons Here om genade te betoon aan hierdie bose, sondige mensdom. Vanoggend wil ek hê ons moet hierdie vraag vir mekaar vra, liewe kyker. Hoe lank gaan ons op hierdie genade van die Here ry? Hoe lank gaan ons vashou aan ons sonde en net vertrou op die genade van die Here? Hoe lank gaan ons vashou aan die wêreld en net vertrou op die genade van die Here? Want ons sien in Openbaring hoofstuk 8 en 9, liewe kyker, en ons gaan dit in hoofstuk 9 ook sien, die Here se genade gaan op 'n stadium tot 'n einde kom. Nie sy genade oor die wedergebore Christene, oor die gereddes nie, want daai genade gaan nooit ophou nie, maar sy algemene genade oor die mensdom wat onbekeer is, wat elke dag kies om hom te verwerp, wat elke dag vashou aan hulle sonde, die skepping daar buite, gaan op 'n stadium tot 'n einde kom, en dan gaan dit plek maak vir oordeel. Liewe kyker, aan die begin van 2026, kom ons kies nie om staat te maak op die Here, of om op hierdie genade te ry nie. Kom ons kies nie om heeltyd net te sê, ag man, die Here sal my vergewe, die Here sal my vergewe, die Here sal my vergewe. Ja, hy sal ons vergewe, elke keer. Maar liewe kyker, 'n baie bekende prediker, wat baie lank terug geleef het, sy naam was Jonathan Edwards, het gesê, iemand wat so tipe lewe lei, is soos iemand wat op die randjie van 'n afgrond loop. En dan het hy in Engels gesê, their foot shall slide in due time. Iewers gaan hulle voet gly, omdat hulle kies om op hierdie randjie te loop, omdat hulle kies om nie klaar te maak met hulle sonde nie, omdat hulle kies om nie die Here Jesus Christus as 'n verlosser te aanvaar nie, omdat hulle kies om vas te hou aan die wêreld en aan sonde, aan dronkenskap, aan buiteegtelike verhoudings. Omdat hulle al hierdie goed kies, sê Jonathan Edwards, their foot shall slide in due time. Iewers gaan hulle voet gly. Liewe kyker, kom ons wees nie daai mense nie. Kom ons loop nie op die randjie van die afgrond nie. Ons kies aan die begin van 2026 om ons lewe aan die Here Jesus Christus te wy. Ons aanvaar sy genade wat hy vir ons uitgestort het op die kruis. Ons aanvaar sy bloed. Ons aanvaar sy verlossing. Ons verwerp sonde wat in ons lewe is. En ons stap die pad in 2026 saam met hom. Dat as die dag wat hierdie oordeele oor die aarde uitgespreek word, liewe kyker, dat ons kan sê, halleluja, ons is onder die genade, onder die bloed van Jesus Christus beskerm. Tot volgende keer.